uit ons blik. Hier kan die Here deur ons werk. Hier is ons thuis, hier is ons huis. Hier waar elkeen iemand is en iemand word. Hallo almal en baie welkom by hierdie video-opname op Sondag 31 Mei 2026. Ek hoop dat jy nou al in hierdie tyd weet dat ons besig is met 'n reeks wat ons sê vind God in die gewone, wat gebaseer is op 'n boek wat Tom Smith geskryf het. So ons kyk na die gewone dinge wat elke dag plaasvind in mense se lewens en ook hoe ons vir God daarin kan beleef. Ons het nou al 2 gewone dinge na gekyk in die laaste 2 weke. Eers gesê die gewone van slaap en nou ook laasweek die gewone van wakker word. Nou hierdie week staan ons by die 3de gewone ding plaas of gewoonte en dit is was of reiniging. Nou, hulle sê dis iets wat almal elke dag doen. Ek het natuurlik al 'n hele paar mense ontmoet wat nie so goed is daarmee om dit daagliks te doen nie. Maar kom ons stel dit dan nou maar 'n bietjie anders te sê, was of skoonmaak of reiniging behoort deel te wees van ons daaglikse roetine. Daar vind natuurlik 'n klomp dinge elke dag plaas wat oor was en skoonmaak gaan. Ons was skottelgoed hoop ek so nou en dan, ons was goed. Ons was natuurlik onsself, ons stort of bad. Party mense was gereeld hulle motor of hulle vensters by hulle huise of net die vloere in die vertrekke by die huis. Maar was is 'n groot deel van ons daaglikse roetine. Ons sou kon sê was is 'n gewoonte. Dis 'n gewone ding wat elke dag plaasvind. Vir sommige mense moet ons ook vandag sê hou bietjie meer daarvan as ander mense. Daar's mense wat glad nie so opgewonde raak oor die idee van skoonmaak of was nie. By Isibini is dit seker ons grootste struikelblok na 14 jaar is die was van skottelgoed. Party mense vind glad nie vreugde daaruit om skottelgoed te was en daarom staan altyd 'n paar potte. Ander mense is dit weer lekker vir om te was want jy kan 'n vuil ding vat, jy kan was en jy kan die eindproduk sien en jy kan iets sien wat skoon geword het en dit is vir jou lekker om dit te sien. Maar die vraag wat ons eintlik vandag vir mekaar wil vra is, hoe kan ons hierdie gewone ding wat elke dag plaasvind ook gebruik om iets van God in ons lewens te beleef? Hoe vind ek vir God in hierdie gewone ding wat elke dag plaasvind? En vriende, elke gewone oomblik van was herinner ons ook aan ons die behoefte wat ons elkeen het. En dit is om rein te wees. Elke mens het die behoefte om skoon te wees, buite en binne. Maar die groot uitdaging, toe ek gedink het hierdie week oor hierdie ding van skoon wees, veral van binne, was daar die vrees in my, dat as ek nou die boodskap voorberei, dat mense gaan voel, maar ek wil hulle laat sleg voel oor hulle fout, of ek wil nou bewus maak van hulle sonde. Selfs dat mense dalk sal voel, dat hulle is nou skuldig, of hulle voel skuldig. En ek dink hier is die doel van vandag se boodskapie. Maar ek het terwyl ek voorberei ook gedink dat ons eintlik baie min in ons gemeente, kom ons sê nou maar, praat oor sonde. Dis baie min dat ons sal dink en sal nadink oor sonde en dit amper voor die Here sal bely. Ons praat baie oor genade en dit is wonderlik en ons kan nooit genoeg oor genade praat nie, maar dit is vir ons moeilik om oor ons foute te praat. Dit is vir ons moeilik om oor dinge te praat waar ons dalk ander mense seer gemaak het en om daarvoor vergifnis te vra. Maar die feit is, niemand van ons, maak nie saak wie jy is nie, is foutloos nie. En daarom is dit 'n goeie gewoonte om aan te leer dat wanneer ek was, om ook om vergifnis te vra en my dinge wat ek verkeerd gedoen het voor die Here te lê. Iemand vertel 'n storie, hoor ek in 'n ander preek, dat as jy nou lankpad ry baie keer, dan is dit so dat sekere tye van die dag dat die muggies in jou venster vasvlieg en dan is miskien 1 muggie, 2 muggies, jy los dit. Later is dit baie muggies, dan weet jy nie wat om te doen nie, dan weet jy moet nie die ruitveers aansit nie, maar dan nou iewers dan dink jy moet dit gou probeer, dan sit die ruitveers aan en dan smeer dit al die muggies oor die ruit en dan is dit asof jy skielik niks meer kan sien nie, dan maak dit amper erger en dit is dan moeilik om skoon te kry, dan moet jy stop by 'n vulstasie, iemand vra om jou venster vir jou te was. En daarom is dit, sê die persoon, so belangrik dat ons eintlik meer gereeld, eintlik daagliks dan voor die Here staan in vergifnis vra. Wanneer ek was, dis die Here was my ook van binne. Ons sal wag dat die muggies ons hele visie wegvat nie,
maar dat ons gereeld hieroor sal dink. Nou in die Bybelse tyd was natuurlik ook 'n groot ding gewees. Die Fariseërs het baie daaroor gepraat, daar was selfs reinigingswette gewees. Nou jy kan dink, in 'n tyd wat mense baie buite geleef het, baie buite geloop het, of selfs met diere gewerk het, was dit nodig dat daar sekere reëls in plek is, dat mense net 'n basiese higiëne nakom, sodat daar ook maar reëls is wat mense het by teaters, wanneer mense geopereer word, of in restaurante, daar was reinigingswette op die tempel, hoe jy jouself moet skoonmaak, maar die Fariseërs het heeltemal obsessief geraak oor hierdie reinigingswette. So tot op 'n punt dat Jesus die volgende woorde vir hulle sê, Matteus 23 vers 25, hy sê, "Wee julle skrifkenners en Fariseërs skynheiliges," sê hy, "want julle maak die buitekant van die beker en die skottel skoon, maar binnekant," sê hy, "is dit vol roofsug en onbeheersheid. Blinde Fariseërs, maak eers die binnekant van die beker skoon, dan sal ook die buitekant skoon wees." Jesus praat hard in hierdie skrifgedeelte met die Fariseërs. En sy soms is nie net van buite vuil nie, maar baie keer ook van binne vuil. Wanneer ons onsself van buite was, is daar dan ook 'n goeie gewoonte om te sê, gebruik daai tyd ook om te sê, hoe kan ek my van binne was? Dit is baie duidelik dat Jesus nie vra dat ons net reëls en wette nakom om van buite skoon te kom nie, en om goed te lyk nie, soos wat die Fariseërs gedoen het. Die vandag is dit voorbeelde daarvan bijvoorbeeld om gereeld kerk toe te gaan, of om Bybelstudie te doen, om tiendes te gee, om al die dinge te doen wat ander mense kan sien, en om goed te lyk van buite. Jesus sê, hy wil ook eers om van binne skoon wees. Daai dinge wat ander mense glad nie sien nie, wat in jou gedagtes aangaan, met jou hart aangaan. Jesus vra dat ons dit vir hom sal bring. Dat ons ook dit vir hom sal vra om ons van te vergewe. Een van die bekendste stories in die Bybel van 'n man wat foute gehad het, is natuurlik die van Dawid. Dawid was natuurlik nie net 'n engeltjie nie, alhoewel hy ook 'n klomp wonderlike dinge gedoen het. Ons ken die verhaal van hoe hy op 'n dag vir Batsheba in die bad sien, en hoe sy begeertes hom oorval. Ons ken die verhaal, sy raak swanger. Dawid wil dit lyk asof dit haar man se kind, Uria se kind is, maar Uria maak die somme en hy weet dit kan nie wees nie. En so laat Dawid dan uiteindelik vir Uria voor in die oorlog veg, waar hy amper seker was dat Uria doodgemaak sal word as hy voorste linie veg in die oorlog. En so maak Dawid sy hande op verskillende maniere vuil, en het hy op 'n manier ook amper iemand vermoor. En dan vat dit 'n vriend van Dawid, iemand wat naby aan hom was, om hom bewus te maak van sy foute, en om bewus te maak van sy sonde. Luister graag hierdie woorde. Daarna het die Here vir Nathan na Dawid toe gestuur. Nathan het by hom gekom en gesê, daar was 2 mans in dieselfde plek. Die een was ryk en die ander een arm. Die ryke het groot troppe klein vee en beeste gehad, behalwe een ou ooi lammetjie, het die arme man niks gehad. Hy het haar aan die lewe gehou en sy het saam met sy kinders groot geword. Sy het van sy krummeltjies geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Ja, sy was vir hom soos 'n eie dogter. Daar het 'n besoeker by 'n ryk man gekom, en hy kon dit nie vir sy hart kry om van sy eie kleinvee of beeste te vat om vir sy reisigers te slag nie. Toe vat hy die ooilam van die arme man en slag haar vir die gas. Dawid het hom bloedig vererg oor die man en vir Nathan gesê, so seker as vir die Here leef, 'n man wat dit oor sy hart kon kry om so iets te doen, moet doodgemaak word, en hy moet 4voudig vir die ooilam vergoed. En dan antwoord Nathan met hierdie woorde, hy sê, jy is die man. Sien, wanneer ons oor gewoontes praat, dan moet ons vandag ook vir mekaar sê dat ons soms sondige of verkeerde gewoontes aangeleer het. Tom skryf in sy boek oor hoe mens gewoontes aanleer en ook hoe mens dit af kan leer. En jy kan gerus meer daar gaan lees in die boek. Maar die uitdaging van slegte gewoontes, sien ons, is dat ons baie keer nie self daarvan eens bewus is. Ons doen dinge, streep sekere manier op, en baie keer raak het amper 'n gewoonte, en ons dink dis maar net hoe dit moet wees, en ons sien eers met ons eie sonde en foute raak, en dan vat dit 'n vriend baie naby aan jou soos Nathan,
om vir Dawid op 'n baie slim manier te konfronteer en te sê, Dawid, wat jy doen, is nie reg. Dawid, jy is besig met die verkeerde dinge. So vandag moet ons ook vra, is daar iemand in my en jou lewe na wie ek en jy sal luister? Het jy vriende naby genoeg aan jou, wie se opinie jy sal respekteer, as jy jou dalk bewus maak van die dinge wat jy nie reg doen nie? Dinge wat jy dalk nie van bewus is nie. Kan ons as gemeente daai tipe verhouding met mekaar hê, wat ons vir mekaar kan uitwys, as ons ander mense seermaak en as ons verkeerd optree? En het ons dan die moed om soos Dawid voor die Here te gaan en te gaan om vergifnis vra? Dawid skryf dan, na aanleiding van die gesprek, skryf hy Psalm 51, dit sê 'n psalm van Dawid, na aanleiding daarvan dat die profeet Nathan na hom toe gekom het, oor sy oorspel met Batseba. Dan skryf hy, wees my genadig, o God, in die troue liefde, wis my oortredings uit in die groot barmhartigheid, was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde. Ja, my oortredings ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. En so gaan hy aan, hy gaan in die hele psalm lees, jy kan gerus verder gaan lees. Sy was my witter as sneeu. Maar Dawid gaan en hy gaan vra om vergifnis. Wanneer laas het ek en jy so voor die Here neergeval en om vergifnis gevra soos Dawid? Sien vriende, wanneer ons besig is met die gewone alledaagse ding van was, dink ek, moet ons ook dink oor hoe God ons van binne kan was. En daar kan ons daai oomblik gebruik om vir Here om vergifnis te vra. Te sê, Here, ek sukkel dalk met hierdie ding, Here, kom help my hiermee. Help my om vandag dalk anders op te tree, om 'n gewoonte te breek waar ek ander mense seermaak. Nou vriende, as ons oor was praat en oor water en reiniging, dan kan ons nie anders as om oor die doop te praat nie. Die doop is hierdie wonderlike voorbeeld wat ons het. Dit is die doop herinner ons aan ons diepste identiteit. Ons diepste identiteit is nie ons foute en ons sonde nie, maar ons diepste identiteit lê in dat ons God se kind is en dat hy ons skoon gewas het. En elke keer as ons onsself was, dan moet ons ook daaraan dink dat Jesus ons reeds eintlik skoon gewas het. Dat hy gesê het met die doop dat hy ons kies en dat hy ons aanhou kies. Ons diepste identiteit lê in Jesus wat ons skoon gewas het. En wanneer ons onsself was, moet ons ook daarvan bewus word dat Jesus ons aanhou skoon was, dat sy genade genoeg is elke dag vir my, en daarom kan ek die vrymoedigheid hê om te sê, Here, hier het ek 'n fout gemaak, hier het ek verkeerd opgetree, hier het ek iemand seer gemaak, Here. Vergewe my en gee my die moed om te gaan jammer sê. So mag ons elke keer wanneer ons was, die moed hê om ons sonde voor God te lê. En eerlik met God daaroor te praat. Mag ons luister na ander stemme, na vriende rondom ons en naby ons, wat ons bewus maak van ons foute. Die Nathans in ons lewe. En mag ons onthou, ons identiteit lê in Jesus wat ons gekies het en wat ons aanhou skoon was. Elke dag. Kom ons bid saam. Jesus, dankie dat ons ook vir U kan vind in hierdie gewone ding wat ons elke dag doen in was, Here. Mag ons wanneer ons skollegoed was, of ons sel was, of ons klere was, mag ons dan ook vir 'n oomblik bewus raak en stil raak van U wat ons was. Mag ons daai oomblikke ook gebruik om voor U te kom en te sê, Here, hier is hierdie ding wat ek weet ek verkeerd gedoen het, en Here, kom vergewe my daarvoor, kom was my witter as sneeu, soos Dawid sê. Here, help ons ook as gemeente om mekaar verantwoordbaar te hou, om mekaar ook te wys as daar dinge is wat ons dalk nie reg doen nie, dat ons bereid sal wees om te luister vir mekaar. En Here, mag ons altyd onthou, mag nie saak wat, dat ons die diepste identiteit lê in U wat ons elke dag skoon was, wat ons gekies het. Mag die doop iets wees waar ons altyd dink wanneer ons was. Amen.